plek inneem. Prys die Here. Ons sing hier, waarom min ek Jesus? Waarom min ek Jesus? En ek denk plaas hangen en ons een lofoffer. Ek wil 'n bietjie vir u vra, hoe lyk die offer? Hoe lyk die dankoffer teenoor die Here? Is jy werklik hierop? Is jy werklik dankbaar? Hy sê, Paulus sê in Romeine 12 vers 1 en 2 volg, en hy sê, ek vermaan julle dan broeders. Hoor mooi wat hy sê. Hy sê nie ek stel voor nie. Hy sê nie ek beveel aan nie. Hy sê nie as julle wil nie, hy sê ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevalle offer. Hy sê dis julle redelike godsdienst. 'n redelike godsdienst. Hy sê dis eintlik die minimumstandaard. Die minimumstandaard. Dat jy nie meer aan, hy sê verder, hy sê vers 2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle volmaakte wil van God is. Hy sê, yes, ek het julle die Bybel gegee, ek het julle die woord gegee. Maar mense wil die woord lees en wil elke ding met die letter hou, maar die hart is nie betrokke nie. Die hart is nie betrokke nie. Hy gaan en hy sê, nee, as jy die Heilige Gees, met ander woorde, as jy, hoe word jou gemoed vernuwe? Deur verander te word, hoe word jy verander? Die Here sê vir Nikodemus, hy sê, jy moet uit water gebore word. Dis wanneer jy gebore word in die bloedskoot in die wêreld en die Gees. En jy kan nie geestelik gebore word as jy daar die Heilige Gees deelagtig, as jy die Gees van die Here toelaat om jou te verander, om dit te kan doen met jy die gewilligheid hê. Jy moet wil verander, jy moet in 'n posisie wees, jy sê, Here, ek wil dit graag hê. Het jy al ooit gegaan en werklik gedink aan die offer van die Here? Kom ons sluit net so vinnig hier, ek moet die Here vra, dierbare Vader, en dan wil jy help met die gebid, Pastor Annemarie, maar ek wil bid te vra, Here, dat jy elke gedagte gevangenis van neem te werking sal wil, wil sê vanmôre. Maak ons oplettend, Here, en spreek vir ons kan luister. Amen. Amen. Die Here Jesus het daar in die tyd van Getsemane, so kloppie jare terug, amper 2000 jaar terug. Nou ons lees net voor dit het hulle die Pasga geëet, né? Nou net so interessant, en dis nou nie die preekie, maar sommer net so 'n bietjie om jou aandag te kry, net dat jy vir jou interessant te maak. Niemand weet wanneer Jesus presies gekruisig is, maar daar's baie wat weens sekere omstandighede, sekere dinge wat ons vandag weet glo, dat dit Vrydag die 3de April 33 na Christus moes gewees het. Nou wat interessant is, die rede van baie redes is wat NASA bepaal, en hulle kan bepaal wanneer was daar sonsverduisterings en wanneer dit wat gebeur, en dan sê mense, maar is die natuur. So wat? Die Here is ons weer van die natuur dan nie. Het daar gebeur op die 3de April 33 na Christus in Jerusalem, dat daar vir 2 ure en 51 minute algehele sonsverduistering was daar. En ons lees in die woord van die Here dat daar nog weer 3 ure het dit duister geraak, is dit nie so? En dan 'n ander interessante ding is, toe die Pasga ingestel word in die woestyn, toe sê die Here vir hulle, op die 14de dag van Nisan, die 14de dag van die eerste maand van die Jode is Nisan, dan moet julle die Pasga hou. Die Pasga was vir hulle 'n herinnering aan hulle bevryding uit die woestyn. Maar dit is ook 'n herinnering aan die belofte wat kom, die nuwe bevryding. En ek en u het deel aan daai bevryding, en dis dat Jesus Christus vir ons gekruisig is. Is dit nie so? Met ander woorde, God lei hulle uit verslawerny uit Egipte, uit die Here Jesus deur sy bloed lei ons uit die verslawing van die slawe van sonde. Dat ons hierdie ding kan oorwin, dat ons 'n nuwe begin kan ingaan. Nou interessant genoeg, 33 na Christus was die 14de Nisan, die 3de April. En natuurlik begin hulle nuwe dag met sononder. Met ander woorde, na die donderdag die sononder het die Pasga aangebreek waarskynlik. En ons lees dat Jesus, maar die woord van die Here sê, hy sê dan, as ons nou lees hierso in Lukas 22, vers 7, en die dag van die ongesuurde brode het gekom, waarop die Pasga geslag moes word. Toe stuur hy Petrus en Johannes en sê, gaan berei die Pasga vir ons, dat ons dit kan eet. En dit is die aand voordat hy gekruisig is. Dit is, in feite, dit is 'n rukkie voordat hy later in die tuin ingaan, voordat hulle hom, waar hy gaan bid het en toe hulle hom gaan arresteer, nee.
Nou is maar net van interessant, ek wil nie daar dus na koppel nie, maar nou is 'n bietjie aandag, dit 'n bietjie mense wat al bietjie reg op sit, 'n bietjie wonder oor dinge, né? Nou wat gebeur? Die Here Jesus gaan en hulle het hierdie Pasga, dis dan ook hoe die nagmaal ingestel is, waar die Here vir gesê het dat een gaan hom natuurlik verraai, en ander gaan hom verloon, al die dinge wat gaan gebeur. En nou gaan hy in die tuin en hy gaan op hierdie berg en die eerste disippels met hom saam. En hy wil gaan bid. Hy los hulle op 'n plek, hy vat 3 van hulle, Petrus, Johannes, Jakobus vat hy en die verder saam, hy los hulle en hy sê vir hulle, waak en bid dat julle nie versoek word nie. En hy gaan in die verder en hy gaan kiel en hy gaan bid. En hy sê 'n klip gooi ver van die disippels af. En hy vra vir die Here, laat hierdie beker asseblief by my verbygaan, maar nie my wil nie, u wil. Het jy op daai punt in jou lewe gekom? Waar jy jou behoeftes en jou begeertes so een kan sit en sê, Here, maar nie my wil nie, u wil. Het jy dit al gedoen? Het jy al regte dinge gedoen? Dink net die Here Jesus Christus, moet vergeet oomblik, toe ek jonk was, het ek gedink, ag, die kruis, hy's God, en dit skielik eers gevoel. Maar vandag het ek die kennis en wysheid om te weet, nee, hy is deur 'n vrou gebore, hy het die volle mens geword, hy sê divinity, hy sê goddelikheid, die volle prys gegee om die volle mens, maar ook nog steeds die volle God te wees, maar die volle mens lief te wees, sodat hy die straf van my en jou sonde kan dra. As hy nie moes ly nie, was dit ons nog geen straf. En hy weet wat kom, hy weet van die vernedering, hy weet van die ongelooflike pyn, hy weet van alles wat kom. Maar nie my wil nie, hy het jou so lief gehad en my so lief gehad, dat hy gesê het, ek wil ook hierdie ding verby gaan, ek sien nie daarna nie, hy het gevrees. Ons lees baie keer, dat die Here jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee, maar van krag en liefde selfbeheersing. Daai vrees het niks te doen, die natuurlike vrees vir pyn, vrees vir spinnekoppe, vrees vir hoogtes. Ek het in die begin op 'n stadium dat mense gelyk moet veroordeel, sê, maar jy moet nie gees van vreesagtigheid nie. Dis nonsens daai. Die vrees wat die woord van die Here praat dat jy nie het nie, is vrees vir commitment, is vrees om dinge prys te gee. Dis die vrees. En die Here het nie so gevrees, hy het geweet wat sy my kom. En hy draai terug en hy gaan na sy disippels toe, daar kry hulle aan die slaap. Dan wonder ek wat het hy gedink. Ek het so lank pad met hulle saam. Ek is so lief vir hulle, dat ek hierdie ding vir hulle wil doen. Hulle kan nie eers waak en bid nie. Hulle kan nie eers op my nie wakker bid nie. Nou vra ek die vraag, waak jy en bid jy nie? Is jy bewus van wat Jesus vir jou regtig gedoen? Is jy regtig bewus van wat hy vir jou gedoen? Dink jy vir jou, word jy soms in die nag wakker? En dan dink jy, wat die Here gedoen het vir my so ongelooflik. En ek doen so min vir hom. Ek kan niks doen om dit te verdien nie. Maar hoe lyk my tand? Hoe lyk my tandoffer? Ek kry in die slaap, ek dink myself, jongens, ek wil opgepoot en sê, lewe, gaan vlieg. Ek gaan terug na die Vader, ek gaan ook nie, ek kom nou terug huis toe. Hoe kom dit vir hierdie mense? Hierdie pyn vir die Here doen dit nie. Hy gaan bid met nog meer inspanning, soveel vrees, dat hy letterlik bloed zweet. En hy doen dit vir jou, en hy doen dit vir my so lief, as hy so lief is, hy vir my en jou. Hoe lief het jy hom? Ons gesin, hoe lief ons hom het. Ons gesin, hoe blij ons gaan wees om te wees, maar is dit werklik so? Hoe lyk ons offer? Hoe lyk ons dan? Hoe lyk ons bewustheid van wat Jesus gedoen het? Nou lees ek iemand in Lukas daaroor sê, dat as Lukas het beskryf, dan kry ons so 'n bietjie hoop vir die disippels. Luister beskryf, hy skryf hier in Lukas 22 van vers 39, en hy vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan. En ook sy disippels het hom gevolg. En toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. En hy het hom van hulle afgesonder om te so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi, en neergekniel en gebid. En gesê, Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. En 'n engel in die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Kyk hierdie belofte. As jy werklik bereid is om neer te lê vir die Here, ons dit baie keer is dit moeilik en ek gaan nou daar sonder met klaar kom, wat ek al in geval mag wees, en so. Maar besef jy, as jy werklik wil dit neer lê, dat die Here vir jou krag sal gee.
Ons het net gesê, Jesus gee krag. Hy sê vir die krag gee om daardeur te gaan. Maar jy moet die bereidwilligheid hê. As jy afhartig is, ons Jacques sê altyd die Here eer 'n poging, hy eer nie niks. Hy eer 'n poging. Jy moet die wil hê om weer te leef vir die Here. En die engele het in die hemel aan hom verskyn om versterk, vers 44, en toe hy in 'n ware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. En hier kom die vers wat my dan so 'n bietjie hoop gee. 'n ander insig wat Lukas hier, die dokter Lukas. Toe staan hy van die gebed op en kom by sy disippels. Hy vind hulle aan die slaap van droefheid. Miskien het hulle tog opgegee. Julle ken 'n kind wat homself in die slaap by van droefheid. Of selfs 'n volwasse mens omdat hy so moedeloos is. En ek dink by myself, hulle het nou baie dinge gehoor. Hulle het nou vroeër gehoor dat een hulle hom gaan verraai en ander een gaan hom verloor. En ek dink ook Petrus voel sleg, want hy het gesê hy sal dit nie toelaat nie. Die Here het hom gesê omgedraai sy Satan lyk van my Here tot 'n Satan genoem. Ek dink dis 'n droefheid, dis 'n moedeloosheid. Ons weet nie die ding moet gebeur, maar ons wil nie hê dit moet gebeur nie, want ons het lief geword vir hierdie man. Hierdie Jesus het ons lief geword en hierdie ding moet gebeur. En hy raak in die slaap van droefheid, sê die woord van die Here. Ek het daardie droefheid belewe die dag toe ek besef het dat ek loop gereeld by die kruis verby en as ek dankie Jesus. Maar as jy werklik gevoel, ek is nou vry, ek kan maak soos ek wil, en dis baie mense dink wat die Here gedoen het. Hulle besef nie as ek nie 'n commitment wat jy maak nie, want jy maak 'n commitment net soos 'n ouer te vir. Dis hoe mans geneig is om te hou te vir my hoekom. Hy vrees vir commitment. As jy sê jy is die liggaam van Christus, jy sê jy is die bruid van Christus, dan moet daar ons 'n commitment wees. As jy sê jy is deel van die liggaam van Christus, jy orgaan en elke orgaan het 'n taak. As jy hart ophou werk, dan kan die liggaam nie lewe nie. As jy niere ophou werk, kan dit nie lewe nie. Hoe lyk ons offer? Hoe lyk ons as deel van die Here Jesus Christus? Hoe lyk ons as deel van die liggaam van Christus? Hoe lyk die funksie? Stel jy werklik jou liggaam as 'n welgevalle redelike offer vir die Here? En dis waar dit so interessant is, as baie keer teruggaan na die Ou Testament toe. En jy gaan lees so 'n bietjie. En jy begin besef, jy sal weer daai eerste jaar toe ek hier begin het, was my tema die hele tyd gewees skade wees. Wat ek gesê die Ou Testamentiese dinge skade wees van dit wat sou kom in die Nuwe Testament. En baie keer moet 'n bietjie regtig met aandag lees, want baie keer kom daar 'n boodskap weer. Ek het 'n Woensdag hierdie middag tyd 'n akker in die hand gehad, 'n citrusboom se kouns is 'n binne is die saadjies, die Here, en ek het dit gekry, en ek het Sondag gekry, dat daar kom toe die ding aan my sak is. Ek wil die storie nie oor vertel nie, maar ons gaan soek geduldig, dat daar nie 'n boodskap is, wat die Here vir jou wil bring nie. En so is die Ou Testament baie kosbaar, en gaan lees 'n bietjie oor die offers. En ek gaan lees spesifiek oor die 4 offers, wat gebring moes word, toe die tempel ingewy word, toe die altaar ingewy word, hy is nou gebou, die by die tabernakel, en nou die 12 stamme van die Here kom, en hulle moet 4 offers bring. Hulle moet 'n reukoffer bring, hulle moet 'n brandoffer bring, hulle moet 'n sondoffer bring, en hulle moet 'n dankoffer bring. Lees dit hier, in Numeri 7, jy kan maar net volg. Hier staan die offerandes van die 12 stamowerstes na die oprigting en heiliging van die tabernakel. Nou hulle heilig die tabernakel wat nou begin het. Ek en u staan in die punt wat hy is reeds geoffer op 'n tabernakel of op 'n offerplek wat genoem word Golgotha. Hy was in 'n kruis vir my en vir jou. So hulle wy dit in. Hoe lyk ons offer na hulle gebeur? Is nog steeds besig met 'n rookoffer, met 'n reukoffer? Is nog steeds besig met sondoffers? Is nog steeds besig met 'n dankoffer? Kom ons luister gou 'n bietjie. Jy kry duideliker weer, die Here praat met my. By die instelling van hierdie offers. Nou dat die 12 stamme moes oor 12 dae, elke dag moes een stam, en of hierdie offers bring vir daai stam geoffer kan word.
Nou, ek begin hier so in vers 11 en ek gaan die eerste en die 12de stamsin weerspieël. Vers 11 en die Here het aan Moses gesê, elke owerste moet elkeen op 'n afsonderlike dag sy offers bring vir die inwyding van die altaar. Die inwyding van die altaar. Ons is klaar, die altaar waar die Here op geoffer is, sy naam is Golgotha, nee. Maar hier is die inwyding nou van die altaar, die skaduwee, want dit het gekom. En hy wat op die eerste dag sy offer gebring het, was Nagson, die seun van Aminadab, van die stam van Juda. En sy offer was 1 silwerskottel, 130 sikkels in gewig, 1 silwer kom van 70 sikkels volgens die sikkel van die heiligdom, albei vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer, 1 rookvat van 10 sikkels goud vol reukwerk, 1 jong bul, 1 ram, 1 jaar oud lam as brandoffer, 1 bokram as sondoffer en as dankoffer 2 beeste, 5 ramme, 5 bokramme, 5 jaar oud lammers. Dit was die offer van Nagson, die seun van Aminadab. En dan lees ons so deur en dan kom ons by vers 78 nou die 12de dag en die 12de stam. Op die 12de dag die owerste van die kinders van Naphtali, Ahira, die seun van Enan. Sy offer was 1 silwerskottel, 130 sikkels in gewig, 1 silwer kom van 70 sikkels volgens die sikkel van die heiligdom, albei vol fynmeel met olie gemeng as spysoffer, 1 rookpan van 10 sikkels goud, vol reukwerk, 1 jong bul, 1 ram, 1 jaar oud lam as brandoffer, 1 bokram as sondoffer en as dankoffer, weer eerste 5 ramme, 5 bokramme, 5 jaar oud lammers. Dit was die offer van Ahira, die seun van Enan. Nou as jy tussenin lees, elke liewe een is presies dieselfde offers. Maak nie saak hoe groot of klein die stam was, en almal het presies dieselfde offer wat voorgespreek was gebring. Die eerste offer was nie groter as die ander nie, een was nie kleiner as die ander nie, nie meer of minder nie, nie minder werd, nie meer werd nie. Hierna kry ons 'n opsomming van al die offers. Nou hy vraag pastoor, maar waarvan praat jy, dat word verduidelik vir jou? Wat was die eerste offer? Die eerste offer, en as jy nou mooi kyk, as jy kyk aan die silwerkomme en goue komme, die gewig wat het geweeg het, was 'n reukoffer vir die Here, aangenaam geur vir die Here. Nou hoe vergelyk dit vandag? Vandag is dit my en jou gebede. Jy, my en jou gebede, en nou praat ek van die opregte gebede. Ek praat nie van die reipie wat jy elke dag opsê, die wat het doet. Sy Heer, dan sê ons net reipies op. Ons raak so gewoon. Soos klein kindertjies wat ons leer bid. Die gebed van opregte dra groot krag. En het maak nie saak of jy pragtige lang gebede kan sê, en of het so gebed is. Almal het dieselfde gewig, en dis vir die Here, kosbaar. Maar waar wil hy kom? Daar waar die goud en die silwer is, uit jou hart uit, hoe kosbaar dat daar die liefde vir die Here is, hoe kosbaar, dis wat die gewig is. En almal se gebede is evenveel werd, elke opregte gebed, en dit gaan in die hemel, en die Here ontvang dit, en dit raak nooit weg nie, dit gaan nooit verloor nie. En dit is ongelooflik kosbaar. Hoe lyk jou gebede? Jou opregte gebede? Jy regtig so verhouding met die Here, so dankbaar dat jy werklik met hom selfs. Nou praat ek nie net van gebede goed vra nie. Ek wil. Gebede wat jy verander, gebede wat jy omstandighede. Gebede vir Israel, dit moet daar aangaan. Gebede vir jou, vir die ander lede, die liggaam van Christus. Baie opregte gebede. In elk geval, dis vir die Here lieflike gee. En dit is baie kosbaar. Praat van goud, praat van silwer. Ons het nou ons vertel dat die silversmid, die silwer en goud smelt, met baie groot hitte en so aan, om suiwer en weer suiwer en weer suiwer. Hoe suiwer jou gebed hoe meer werd. As die Here homself in jou kan sien, dan jy ver gekom al, nee. Goed, dan die tweede is ook 'n groot offer, 'n redelike groot offer. Maar lees ons hier, as brandoffer, 1 jongbil, 1 ram, 1 jaar oud lam, as brandoffer. Dit is 'n paar dinge wat gebring word. Nou, wat is die brandoffer wat ons vandag verheerlik?
Wat se brandoffer wil die Here vandag vir jou hê? Hy brandoffer wat hy wil hê, is jou sondes. Onthou net, die Here het nie in die kruis gesterf nie om sonde. Hy het gemaak dat jy 'n nuwe begin kan hê. Dis hoekom ek altyd net glimlag. Die getal 7, die rus beteken voltooiing. Die eerste dag en die laaste dag beteken 'n nuwe begin. Die Here het gegaan, hy na sy werk het hy gerus, en dan kom daar 'n nuwe begin. Hy gee vir ons in Christus die rus, die Sabbatsrus. Maar daar kom 'n nuwe begin. Maar wat beteken 'n nuwe begin? Ek los die ou. Hy het nie gegaan en hy het blaadjies skoongemaak wat ons op haar voorraad weer kan vir ons skryf. Hy sê jy moet jou sondes, jou verslawings, vir al daai sondes, daai gewoontetjies, net daai geheime sondetjies, daai wat jy aan vasgloop. Daai dingetjie wat jy verslaaf is. Stel dit op hierdie altaar neer. Selfs dingetjies wat miskien vir jou sonde is, maar wat 'n ander een 'n versoek kan bring. Ek is nou op 'n groep, sê pastoor Annelie, pastore vir pastors, vol met pastors of so groep. Maar nou kyk ek daar so, dan kom hulle oor wyn. En ja, maar ons dan met wyn oor ons nagmale en al die goed, maar dan kom. Maar die antwoord is eintlik, as jy aan die versoeking is, in die eerste plek is jy misbruik van my. En weet jy wat sy liefde is, dit as jy 'n broer of 'n suster so liefde, sê jy wat ek nie goed los. In die eerste plek doen dit my nie goed nie, want ek oordoen dit. Ek sukkel met dit. Ek is vir 'n ander een 'n versoeking wat dalk regtige probleme met drank. Gaan nie oor of dit sonde is, dit gaan oor vir 'n ander oor sonde is dit regtig nodig, of is dit iets wat ek liewer moet los? Hy is 'n gereedjie op die opstek, ek het nou lank nie persoon rook gebreek nie, want ek weet ek maak mense kwaad. Maar jy dien na aan die eerste. Ek praat nie van die sigaar wat die manne rook as daar 'n seentjie of 'n kind gebore word en al 4, dit is 'n eenmalige geval, die mense is alkohol, ek bedoel, die regte gebruik van wyn is sukses, dit versoeking is vir 'n probleem, vir 'n persoon is dit liewer 'n probleem soos los gesit op die altaar. Dieselfde met sigarette, as jy verslaaf aan, as jou meester, al dink jy doen nie kwaad, hoewel jy jou liggaam in die tempel vernietig. En so, maar is net 2 voorbeelde, soos daar baie dinge, pornografie, soveel dinge wat jy net op die altaar kan neersit. Met ander woorde, as jy werklik weer gebore, as jy werklik 'n nuwe mens is, dan sê ek sit op die brandoffer. En wat doen die Here dan? Ons lees hierso in Levitikus 9 vers 24. 4 het van die aangesig van die Here uitgegaan op die altaar, die brandoffer en die stukke vet verteer. Toe die hele volk het sien, het hulle gejuig op hulle aangesig geval. Die Here wil kom en hy wil werklik daardie dinge verteer. Hy wil vuur stuur, hy wil vir jou wegneem. Maar dan moet jy op die altaar sit. Op die altaar sit beteken nie, ag Here, help my. Onthou het nou gesê, die Here sien 'n poging, hy sien nie niks nie. Nie net, ag ek moet niks uit my eie krag uit die Here, vat hierdie lus op my weg. Jy gaan moet saamwerk daaraan, jy gaan sê, Here, ek sê dit nie meer. En ek is nou klaar met dit. Ja. En hy sal engele stuur om jou te versterk. En hy sal sy vuur stuur om daardie dinge te vernietig. Dis die brandaltaar, dis die brandoffer. En weer eens, net soos die een gebed groter as die ander, as jy sien elke brandoffer is ewe groot. Jou sonde is nie kleiner as die totaal, soos wat sy liewer. Dis hoe Here sê, elke as jy waak en jou wil gee vir jy splitter in jou broer en susters niks. Elkeen se sonde is ewe groot. Maar die Here sê 'n nuwe begin is om dit neer te sit. Dit is 'n aanhoudende proses. Maar jy moet met dit klaar maak. As jy sê jy die Here lief, as ek sê ek het my vrou lief, is daar dinge wat ek meer lê, as dinge wat ek nie meer kan aangaan nie. Ek kan nie meer, hoe sê dit, hoe dit daai vriende of vriendinne, nee, dis ons sommer niks nie, ons is net platoniese vriende, wat nee. Nou as jy een vriendskap wat nie meer kan aangaan nie, ongelukkig het werk net nie so nie, nee. Maar dis dieselfde met die Here, jy kan nie die Here dien, nog steeds vriende wees, die dinge van die Bybel. Jy moet daai dinge los, jy moet daai dinge van die wêreld prys gee. Weergebore beteken ek gee prys, dit beteken ek verander. Ek laat die Heilige Gees toe om my te verander. Soveel mense kom, as jy ek het nog nie die Heilige Gees ontvang nie, of ek het nog nie gesien dat die Heilige Gees oorkom nie, of by groep het hulle weer gestry oor die tale en daai tipe van goed. Maar die Heilige Gees kan net op jou werk kom, as jy jou hart oopmaak, as jy werklik gewillig is. Hy sien jou hart. As hy sien hierdie ou is werklik gewillig, dan kan jy bid, ons kan hande lê, ons kan te kere gaan, dit gaan nie gebeur nie. Hy kyk in jou hart, hy kyk in jou regte, hy kyk of jy daardie dinge werklik
op die altaar neersit. Nee. Maar elkeen is eeuwig groot. Ons kan nie ander oordeel as van mekaar bid, ja, ons moet dit raak sien. Ons mag dit nie oordeel nie, ons moet kyk na ons eie sondes. En nou kom ek by die interessante een bokram as sondoffer. In elke geval een bokram as sondoffer. Net hierdie een ram. Waarvan is dit te sprake? Van die Here Jesus aan die kruis. Die Here Jesus aan die kruis, en dan mense as jy maar hoekom 'n bokram? Hy is in die lam van God. Dis 'n bok nie 'n bose ding nie. Die woord van die Here sê, die koring en die kaf gaan geskei word, die skape en die bokke gaan geskei word. Hoe kan dit 'n bokram wees? Want hy is bekleed met my en jou sondes. Hy het hom bekleed met my en jou, met ons. Ons is die bokke waarmee hom bekleed word. Waarmee hom bekleed. Gaan kyk maar verder en maar eers elke keer die sondoffers of 'n bokram. Partykeer 'n bok ooit. Maar altyd 'n bok, altyd nie een. Want vir ons almal is dit dieselfde offer. Maar hy het hom bekleed met ons sondes, daarom is dit 'n bokram. En dis wat die goeie Vader gesien het, dat hy die son daar lief, maar die son dit lief. En het nou gepraat van die 3 ure van duisternis, wat die Here sy aangesig weggedraai het van Jesus Christus. Hoekom? Want wat het hy op die kruis gesien? 'n bokram. Hy is dit te sien Jesus Christus, die ram, die skaaplam gesien, hy daai bokram, die sonde op ons. En Jesus het gedoen vir my en vir jou. Dis die enigste offer. En dis 'n offer wat jy nie bring nie. Al wat jy doen is Here Jesus, jy moet net aanvaar, jy moet net aanneem. Dis al wat jy doen. En vir almal is dieselfde. Jy kan wette gaan hou, en jy kan gaan Sabbat hou, en jy kan sekere dae gaan hou, en jy kan wonderlike gebede doen, en jy kan dink jy is wonderlik, en jy kan dink jy in die wet, die buurman hou dit nie. Ek wil vir jou sê, vir hom, vir my en vir jou, vir almal, is daar net een aanvaarbare offer, en dis Here Jesus Christus aan die kruis. Dis die enigste offer, dankie vir jou. Die enigste offer. En nou, kom die dank. Kyk hoe groot is dit, kyk hierso. En as dankoffer 2 beeste, 5 ramme, 5 bokramme, 5 jaar oud lammers. Grootste offer van almal. Is jou grootste offer dank? Dankbaarheid. Hoe lyk jou offer as jy na die kus kom? Hoe lyk jou offer wanneer jy vir ander moet versorg? As jy kyk na armes, as jy kyk na hulle behoeftiges, as jy wil hê die woord moet uitgaan. Hoe lyk jou offer? Hoe lyk jou offer wanneer dit kom by jou talent of by jou gawe? Hoe lyk jou offer met jou buurman of jou buurvrou? Hoe lyk jou offer om by te woon, om dienste by te woon, om geleenthede by te woon, om betrokke te raak? Hoe lyk jou offer? Jy is dan deel van die liggaam van Christus. Jy sê nou ek is deel van die liggaam van Christus. Ek het nou vir jou gesê, as jy die dier is en die dier die werk is, die liggaam sien en die liggaam gaan doodgaan. Nee, pastor, ek is nie gehoor toe. Dan gaan die liggaam struikel of val. Elkeen van ons het 'n rol in ons lewens. Elkeen van ons het iets wat jy kan doen, maar jy wil dit nie doen. Ons wil dit nie afpers nie. Paulus het gesê, hy wil niks van iemand afpers nie. Ons moet gee, soos ons hart ons bly. Ons moet kyk na dankbaarheid. Ons moet kyk na Jesus aan die kruis. Ons moet kyk na daardie offer wat hy gebring het sonder enigiets, sonder voorwaardes. Hy het daar gesê, laat die beter by my verby gaan, maar nie my wil nie. U wil. U. Hoe lyk jou offer? Nou hierdie is nou maar sommer die volgorde wat hulle dit gebring het. By meeste van ons begin by Jesus aan die kruis, daardie besef. Dis eintlik so 'n kombinasie met dit en die brandoffer, die sondes, die dinge wat ons so vashou, die wêreldse dinge. Is om Jesus op die kruis aan te neem en dan te sê, ek wil hierdie goed prys. Ek wil op die vuuroffer sit, ek wil hê die Here moet wegneem van die lewe. Ek wil 'n nuwe lewe begin, ek wil iets beteken vir Jesus, ek kan niks verdien. Maar hy is my kosbaar. Weet jy waar, om min en Jesus, ons het nou nog gesing. Maar ons al die redes gegee, maar as het werkelijk, dink jy dat ons ook baie keer sê, ons moet jy net na die woorde kyk, net werkelijk weet wat ons sing. En die werkelijkheid, as jy begin met daardie kom, gaan jou dank groot.
En dan gaan ons gebede begin verander, soos ons gaan meer sê dankie. Ons gaan meer gebede hê waar ons die Here loof en prys. Ons gaan wakker word in die nag. Jy gaan of lê die Here loof en prys, of jy gaan soos daai disippels jouself weer in slaap huil, omdat jy besef wat Jesus werklik vir jou gedoen het. Prys die Here. Amen. As jy jouself hierdie vraag aan die antwoord vorentoe, hoe lyk my hof? Ons lyk. Dierbare Vader, dit is my gebed vanmôre, dat U ieder en elkeen van ons werklik sal toelaat dat die Heilige Gees ons verander, sodat ons aanneemlike offer vir U kan wees, 'n lewende offer. Help ons om ontslae te raak van hierdie wêreldse dinge. Help ons om ontslae te raak van die eie ek en weer verander te begin omgee, beginnende by ons gemeente, by ons mense, ons dorp, ons omstandighede. Ons wys so graag vinger na die politiek, ons wys so graag vinger na hoe dinge was, en dan sekere mense, sekere individue wat sis of so doen. Maar wat doen ons self van ons kant af? Pas ons nie maar net aan by die meerderheid. Staan ons al nog uit soos 'n lig op die berg. Daai kers wat nie onder 'n maatjie gesit word. Ek vra U vanmôre dat U elkeen van ons sal sien, dat U ons elkeen sal wys, dat U ons elkeen sal help, die Here sal stuur dat ons brandoffers op die altaar kan sit, dat U dit kan vernietig en wegvat, dat dit ons nie meer pla nie. Ek voel die teenwoordigheid van die Heilige Gees op my kant. Ek sien dit as 'n teken dat U gebed aanneemlik is vir U, dat dit 'n wonderlike reënoffer is. Here, dan vra ek ook dat U ons gebede sal seën. Ook daai gebed wat ek vanmôre gebid het daar vir Pastor George wat so siek is, dat U hom werklik sal genees, Here. Dat U met hom sal wees, wat sy gemeente wil doen. Dat ons verander sal begin bid en sal omgee, Here. Dat ons U tydens in die Gees ook daar op die kruis sal sien en besef wat U vir ons gedoen het. Dat ons baie keer vir U daar op Getsemane in die pyn sien hoe U daar staan, bil benauwd, besig om bloed te sweet, maar dat U nie wegdraai nie, dat U nie weghardloop nie, dat U wel gegaan het en hierdie ding wat op die pad gebring is, vierkant in die oog gekyk het en gesê, ek sal dit doen. Ek vra nie elkeen van ons harte waai, maar dat vir ons 'n taak op die pad gebring word, dat U vir ons daardie bereidwilligheid sal gee, daardie deursettingsvermoë om ook dit te kan doen. En Here, ek bid dat elkeen van ons sal begin oorvloei van dankbaarheid, maar dat U ook dat daardie dankoffers weer sal seën op U beurt, soos U ook beloof het, dat ons weer geseën sal wees. Dat mense sal kyk na hierdie gemeente, na hierdie liggaam van Christus, sal sê, hier wat ons nog ook hier wat hulle het, ons soek dit ook. Dat ons werklik as weer kyk sien, hoe die kerk vol is, en het gaan oor die getal en het gaan oor die siele. Sodat ons so nou ook gesing het, daar op die altaar kan staan met blydskap, omdat ons die wedloop geloop het, het gehardloop het en oorwin het. Dat is werkelijk vrygekom het wat dit verkeerd is. Dat is werkelijk die 8ste dag, die eerste dag ingaan met 'n nuwe begin en sê ek die hierdie Sabbat, ek die Sabbat rus in Christus en ek het 'n nuwe begin. Ons wil dit in Jesus kosbaar word U nou ook verheerlik. Amen. Amen. Ek gaan weer die seën gee, maar in plaas van die seën as 'n uit te spreek as iets wat kom, maar ek het uitspreek soos dit werklik is, as iets wat reeds is. Van die seën van die Here so. Die Here seën jou en hy behoed jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en hy is jou genadig. Hy was jou reeds genadig aan die kruis. Hy is elke dag jou nog genadig. Die Here verhef sy aangesig oor jou en hy gee aan jou vrede. Ja, die vrede wat alle verstand bedoel gee. Daai sabbatsrus wat net in Christus kom. En daarom lê die naam van Here Jesus Christus op julle
as ook aangenome kinders van Israel. En ek bid Here seën hierdie gemeente. Amen. Amen.